Hierdie episode gaan oor hoe die moeilikste tye in jou lewe jou nie hoef te breek nie, maar eerder jou die vrou maak wie jy vandag is. Ons praat oor tweede kanse, ons praat oor resilience, ons praat oor opstaan wanneer dit voel asof daar niks is om voor op te staan nie. En ons praat oor die groei wat gebeur tydens dit. Ek dink daar's soveel fasette van hierdie gesprek wat vrouens kan aanraak. So ek is so opgewonde om hierdie gutsy vrou voor te stel. Hierdie is Janine Gous. Janine, dit is my so lekker om jou vandag hier te hê. Ek sien al so lank uit om hierdie gesprek met jou te hê. Ek dink die eerste keer wat ek jou ontmoet het, dit was so amper 'n jaar terug. Toe was jy nog nie die eienaar van Judo Hair Lab nie, maar dit was alles in werking en ek dink binne die eerste 10 minute van ons gesprek het ek gevoel, wow, hierdie vrou se storie moet gedeel word. En jy het my so aangeraak, letterlik binne die eerste paar minute en ek was net soos, joh, as ek ooit die geleentheid het om hierdie vrou se storie te deel, en nou kan ek, nou sit ons hier so en dit is my so groot voorreg. So, welkom by She's Gutsy. Dis my die grootste voorreg om jou te hê. Jy is 'n suksesvolle besigheidseienaar, 'n ma van 7, 'n vrou en nog baie dinge wat ons in gaan delf in hierdie gesprek. Maar kom ons begin by jou kinderjare. Hoe het dit gelyk? Hallo Julie, dit is vir my net so voorreg. Ek is ook verskriklik opgewonde, so 'n bietjie kriebels hier in my maag, maar soos ons nou gesê het, dan weet ons dit maak saak. Ja, ek dink enige storie se wegspringblokke is seker maar die fondasie waarop die mens wat jy vandag is gebou word. So ek's 'n small town girl, kom van die Noordwes af, van Wolmaranstad, daar so gebore, skool gegaan, so in die middel van my hoërskoolloopbaan het ek Potchefstroom toe gegaan, het ek daar so matriek geskryf en toe spring ons in studies in. So ek het toe nou keuring gekry vir regte, ek het dit gaan studeer, maar ek kon nie Latyn deurkom nie, moet ek nou confess. Latyn? Nee, ek dink dit was my moeilikste vak, soos boonop al die ander wat daar was, dit was net crazy. En ek het na my ma toe gegaan en ek het vir haar gesê, "Yes mamma, ek weet ons almal staan voor hierdie massiewe lewenspad wat nou ons moet loop, maar ek dink die idee van, as almal vir jou vra, wat gaan jy swat? Regte swat, klink so idyllies en alles, maar is dit regtig wat ek wou doen? En jy's jong, jy's toegegooi met soveel opinies en almal se weergawe van wat jou lewe moet wees en waar jy wil uitkom, maar dit is nie eintlik wat jy wil wees en wie jy wil wees nie. Maar het toe nou decent gesprek met my ma gehad en sy het gesê, okay, maar vat 'n jaar, jy kan altyd terugkom en verder swat as jy voel jy wil doen. Of in hierdie jaar gaan daar dalk vir jou ander deure oop of jy pivot op iets anderste en let's just go for it. Yeah. So toe vra sy my wat wil ek doen. So ek nog altyd 'n liefde gehad vir vlieg en dit klink mos nou fancy om nou lugvaardin te word en ja, wat 'n goeie draai maak dit nou, né? En toe wil ek dit graag gaan doen het. So toe het ek Johannesburg toe gegaan en ek het daar so my flight attendant course gedoen en alles, my lisensie gekry vir dit en ons het toe deur vriende 'n kontrak gekry by Qatar. Gelukkig nie in vandag se tyd nie, want dan het ek nie werk gehad. Maar en toe moes daar nou soos 3 of 4 maande verbygaan tot die kontrak begin. En ek het toe nou in hierdie 3 maande by my broer gaan kuier. Hy het in Groblersdal gebly, nou net om tyd te kill. En daar het ek verlief geraak en verloof geraak en nooit gaan vlieg, nooit verder gaan swat nie, maar ek is getroud. Ek is baie jong getroud. Ek is toe nou net so nadat ek 20 is ek getroud. En ja, dit is alles wat mens 'n huwelik kan noem. Mens was verlief en verlore en jou lewe was vooruit en jy sit mos in, ons almal sit en dink, waar sien myself vir 5 jaar, waar sien myself vir 10 jaar en jy het hierdie pragtige toekoms wat in jou kop uitbeplan is. En dit was so 'n beautiful troue gehad, gelukkig getroud, alles. En ons is toe die 17de Mei getroud, 2014. En ek het swanger geraak en die Anieltjie is gebore die 23ste April. Pragtige, gesonde swangerskap, 40 weke. En ek kan onthou toe sy gebore ook is. Dus ek weet nie, as mens praat van liefde, en ek dink jy gaan ook die voorreg hê om dit nog te ervaar eendag, dit is net, as jy praat van wat wil ek wees en waar sien ek myself, gaan dit alles, ek sê nie weg nie, ek sê nie jy verloor jouself as mens wanneer jy ma word nie, maar
wanneer jy daai oogies sien en daai lyfie sien, dan change jou hele uitsig in die lewe, dit wat jy wil bereik, jou dryf, jou visie, jou passie, alles verander en jy wil hierdie perfekte ma en hierdie perfekte vrou wees vir hierdie unit wat jy het. Nee, so as ons nou moet kom op waar ek vandaan kom, wie ek was, dink ek is dit 'n samevatting van wie ek was. Verstaan, so positief, gelukkig, vrolik, jonk, energiek, al hierdie dingetjies, the world's your oyster. En ons het by die huis gekom met die pragtige babietjie, dogtertjie, so piep klein, vou nog toe soos 'n kombers, soos 'n muisie, pink muisie, maar jy het dress vir, dit is skoene en rokkies en kopbande, dit is net lekker pop speel. En die 17de Mei 2015 het ons die oggend wakker geword. Dit was ons eerste huweliksherdenking geweest. Ek kan onthou Dian het vir my Pandora 'n 1 gekoop wat hy toe na die oggend op my Pandoraatjie gesit het. Chaos die oggend, die krag was af op die plaas. Ons kon nie hare droog plaas nie. Ek het my kop so by die venster uitgedruk op pad kerk toe. Dit was 'n Sondag. Laat my hare net kan droog waai tot by die kerk so ek 'n wind ride free spirit child. Dit was my swaarlose dogtertjie se doop. En ons is toe soontoe vir die dag kerk gehou, doop gehou, ons is na ons wildsplaas toe. En daar so het almal bymekaar gekom en mense het maar die doop gevier. En ja, die verrigting het op 'n einde gekom en ons moes dan nou die aand huis toe ry. Maar om jou nou hier te stop, om nou net myself in die rede te val. As kind het my ma altyd vir my vertel van 'n gut feeling, gutsie, né? En sy het gesê mens noem dit 'n godsgevoel. So ek weet nie of jy partykeer sulke moments kry, jy voel net ongemaklik in 'n situasie of in 'n omgewing. Jy kan nie regtig jou vinger op dit sit nie, jy weet nie wat dit is nie, maar ek het regtig dit gevoel, die presence van iets wat my waarsku, maar ek kon nie my vinger op dit sit nie, was so teenwoordig daai laatmiddag skemer toe. Dit is nou in die winter, so dit was so 6:00 se kant gewees, 6:30, dan is dit al skemer. Ja. En ek in die kar geklim en ek het vir Dian gesê, laat ek sommer ry, dan ek weet nie, ek het net gevoel gehad, maar I don't know, ek wou soos onderdanig wees aan my man, ek wou nie hom nou soos gaan sit links voor, ek weet nie, ek het net 'n feeling gehad ek moet bestuur, maar ek het toe en ek het in die kar links voor geklim, en ons is toe nou op pad huis toe, so die wildsplaas in die huis, as jy maar wil vat, is so 'n paar kilos, sê nou maar aan die regterkant uit die dorp uit, dan moet jy deur die dorp ry, en dan aan die linkerkant van die dorp uit is ons huis nou weer op 'n plaas gewees, op die Moloto pad, verskriklike pad eintlik. En ons het gery, en ons het gesels, en alles was fyn. Daai gevoel was steeds in jou? Die hele tyd, konstant was dit daar gewees. Laat ek op 'n stadium eintlik half frustreerd geraak het, want Janieltjie het gehuil. Nie dat ek enigsins met haar nou frustreerd was nie. En op 'n stadium toe sê ek vir Dian, ek gaan net agter toe klim, ek gaan nou net uit die stoeltjie uithaal, en daar so lank borsvoed. As ons nou by die huis kom, sy is dalk honger, is sy nou klaar gedrink, en ek kan net bad en in die bed sit, en dan sy ook rustig. En ek het my safety belt losgemaak, en ek het agter in die kar gaan klim, en ek het na Daniel wat het links gesit, ek het so na toe gedra, maar uit die karstoeltjie uit te haal, en dank die Here ek het nie, Julie, want toe lui my telefoon, en ek antwoord in my foon, en dis my ma wat met my gesels, en wil weet, hoe was die doop, wat het jy aangegaan, wat het julle geëet, jy weet ons dalk, yes, natuurlijk, was dit verruklik. Ek het dit nie gesien gebeur nie, ek het dit nie gevoel gebeur nie. My pa is 'n verkeersbeampte, of hy's nou afgetree. En ek onthou hoe ons altyd by flippen ongelukke moes stop. En dan dink ek, ons het nooit uitgeklim nie, dit was nooit 'n traumatiese ervaring nie, maar dan dink ek by myself, hoe lank is mens daar voor iemand jou kry? Wat is dit nou op 'n stil pad gebeur? Is jy in pyn? Lê jy daar? So dit was iets wat ek ook mee groot geword het en half voor bang was, onderdrukkend, nie soos dit gevrees het nie, maar dit was al gedagtes wat gedeel was. En glad nie, ek het, hier waar ek vandag voor jou sit, en ek dink dit is wat ek nou met jou gaan deel, nou kry ek het op in my keel, dit is een van die moeilikste goed, nog steeds. Ek gaan nie doekies omdraai nie, ek sit nie hier voor jou en ek het dit all together nie, daar is nie 100% vergifnis, 100% aanvaarding, 100% net altyd maklik nie, ek figure dit nog steeds uit. Soos dit is nog steeds soos daar goeie dae en baie slegte dae en dan weer great dae en dan net consistent days. Maar sekere omstandighede en situasies bring sekere gevoelens en sekere herinneringe na vore. Maar ek dink vir my die moeilikste vandag toe nog is om vrede te maak met dit wat alles gebeur het en wat ons nou nog oor gaan gesels. En dis nie my herinneringe en my
weergawe van eintlik wat gebeur het nie. So alles wat ek nou volgende gaan vir jou vertel, is wat familie, vriende, ouers vir my vertel het gebeur het. En Want jy kan nie self, obviously jy kan nie die goeie onthou nie. so soos ek jou genoem het, ek onthou, ek het op die foon gepraat en toe word ek 7 weke later wakker. Dit is een van die eerste en die moeilikste na die ongeluk in ek by was om te kon verwerk tot vandag toe nog is ek moet vrede maak met hierdie massiewe gebeurtenis in my lewe en ek kan dit nie my eie maak nie. Soos wat sal ek anders te vertel as ek kan onthou? Maar dat ek glad nie 'n behoefte het nie. Ek het al gedink dalk moet ek iemand kry wat my hypnotiseer om terug te gaan na daai. Baie die Here nie sekere ervarings vir 'n rede dat jy dit nie hoef te weet nie en dan moet jy met dit vrede maak, né? So wat gebeur het, ons het geraai en Dian het op 'n skynsdraadjie verby 'n trok gegaan, maar nie dat jy nie kon sien nie. Jy weet as jy links van die trok gekyk het voordat jy om die draai gegaan het, kon jy sien daar kom niemand van vooraf nie en hy het om die draai gegaan. Toe sit 'n kar wat sonder ligte van vooraf gekom het, so hy het hom nie sien approach nie. Toe is dit 'n kop aan kop botse. En ons het daai tyd 'n Fortuner gery, daai ou D4D's wat 'n bietjie gelig was. So ons het darm nie direk in die kar ingegaan nie. Ons het so 'n bietjie elevated in die bakkie vasgegaan. So dit was verskriklik dramaties. Die mense sê daar's 13 mense in die ander voertuig oorlede. So dit was 'n bakkie, daar was mense agter op die voertuig, obviously bietjie overload voor in die voertuig gewees. Van hulle het afgeval en soos wat ons trok overtake het hulle obviously onder die toneel onder die trok beland en al sulke goedjies. En die ambulance, Dian het ek weet nie onthou jy die ou Fortuners het sulke driehoekies langs die radio gehad. Ja. So sy selfoon was daar en na die ongeluk was sy foon nog steeds daar en hy het gebel. So toe ons by die Wildsplaas gery het na die doop, het sy broer vooruit gery en ons het gery en my skoonpa het nog die hekke gesluit. So dit was die lyn van die karre. En hy het toe sy boetie gebel en gesê ons was in 'n ongeluk en sy boetie het toe omgedraai, het net by die huis gestop want dit was soos 5 kilos van ons huis af. En omgedraai en hy het sy pa gebel en gesê pa Janine en Daniel was nou net 'n ongeluk. Hy sê hy kan sing, hy kan nie ry nie, hy sit in traffic. Hy sê maar dit is hulle. En Jolandi, dit is sy vroutjie, het uitgespring en kaalvoet in die teerpad afgehardloop om by ons uit te kom toe kom help want hy kon toe nou met die ophoping van verkeer glad nie beweeg nie. Ja, natuurlik. En hulle het toe daar aangekom, die ambulans en alles was blykbaar. Okay, hier is nou alles weergawe van ander mense se stories. Die ambulans en almal het daar aangekom, maar die protokol in 'n emergency procedure is jy moet die ou wat die seerste gekry het eers help. So obviously is daar 13 ander mense oorlede, so almal help nou hierdie mense eerste voordat hulle nou by ons uitkom. Op 'n stadium was ek een van hulle wat redelik baie seer gekry het. So ek het agter in die voertuig gesit toe die ongeluk nou gebeur het. So my regtervoet het aan die bank of die stoel vasgehak. Toe ek in die middel van die sitplek deur. So my kop het hierdie windscreen getref en toe slat ek af. Toe gaan die gear lever in my oog in. So dit is hoekom die voorkoms van my oog en die frakture in my gesig en alles so erg was. So hy het letterlik toe ek weer die impak gaan dit uitgeruk. En jy sal sien op my arm het ek so lank sny ook. So ons neem nou maar aan, ek het seker toe tussendeur gaan probeer keer en die arm gebreek en omdat my voet agter vasgehak het, maar ek is deur, het ek ook my rug gebreek. So my L3, my L4, my L5 was mors af gewees. So daar lê jy. En die paramedics het gekom. Maar jy was dadelik uit? Ek weet nie. Jy weet nie, kan nie, niemand anders kan ook vir jou dit hulle sê op die stadium was die mense daar so en hulle het met my gepraat en ek was responsive, ek het met hulle gesels, maar soos ek sê, ek dra glad geen kennis van dit nie. En toe het hulle gekom en na Danieltjie gekyk, sy was in haar karstoeltjie, so sy het geen oop frakture gehad of bloeding gehad of sny of enigiets gehad nie. En dan uit haar karstoeltjie uitgehaal en vir Jolandi gegee, dis nou my skoonpa se vrou. En gesê, hulle moet al warm aantrek en hulle kan met haar huis toe gaan. Waar die volgende, wat nou mense barrier was in my lewe, want ek is nie kwaad daaroor nie, maar ek het vra daaroor. Want dis nie protokol nie, want dit is nie. As jy gaan kyk na movies en al sulke goeders, wat nou maar jou verwysingsraamwerk is,
almal wat in 'n ongeluk betrokke was. Ek was in 'n ongeluk waar ons agter 'n kar vasgery het, niks mekeer het nie, maar hulle het aangedring daarop dat ons moet hospitaal gaan. Van hartsaanskoring enigiets en dan huis toe gaan. Soos daar voel ek bietjie negligent, maar nie dat ek nou enigiets wil uiten teenoor iemand nie. Ek het absoluut vrede met dit. Niks wat ek nou kan doen of na die tyd kan sê sal verander wat die situasie nou op die einde van die dag is nie. Ja. En Jolande het met die Anieltjie gestaan. Sy sê sy het ervaar dat die Aniel se lippies blouerig begin word het en sy het gedink dit is dalk die 17de Mei, dis vrek koud en haar toegedra in 'n kombersie en goed. En op 'n stadium toe sê Jolande vir my skoonpa, iets is nie reg met haar nie. Ons moet hulp kry. En hierso is ek nog steeds onsekerheid want daar's soveel weergawe, maar sien jy wat ek mee sit, nê? Ek moet vrede maak met iets, maar ek weet ook nie eintlik wat dit was en wat het gebeur en hoe dit gebeur het nie. So baie dele van die familie en gesin praat van dat die Aniel toe nou dorp toe is na ons my skoonpa se doktersvriend, hy is op die dorp en ander sê sy is by my in die ambulans gelaai en tannie Krishna, dit is die polisieman op die dorp, is ook my skoonpa se vriend se vrou, hulle was almal daar, het saam met die Anieltjie vasgehou en in die ambulans geklim. En sy vertel hoe die ambulans ry en daar's net 1 bottel suurstof en hulle gee dit obviously nou vir my en hoe ek dit afhaal en op die Aniel sit want sy het dit nodig en dan sit hulle dit weer op my, so het ons dit gedeel tot in die dorp, want ons is omtrent so 27 kilos uit die dorp uit gewoon. En hulle het ons opgeneem, Diana is opgeneem, ek is opgeneem, die Anieltjie is opgeneem en ons is toe nou by die hospitaal en toe my ouers en almal nou in kennis gestel het en dit nou 'n rukkie was vir hulle om daar te kom want hulle kom toe nou van Wolmaranstad af in die Noordwes tot in Middelburg. Toe het al die hele mediese span, die neuroloog, die spesialiste, pediaters en almal my ma genader en gesê dat hulle gaan maar moet berusting vind en vrede maak want hulle kan nie dit 100% bepaal nie, maar sulke klein babatjies wat so min weerstand het met soortgelyke beserings wat hulle voorheen gehad het nie noodwendig die ability om soos 24 uur te surpass nie. So nou sit jy daar, jy as ouma en oupa moet hierdie splinternuwe babatjie wat 3 weke terug gebore is, nou hierdie nuus proses en alles, nietemin figure jou liggaam nog uit om die trauma van jou skoonseun en jou skoondogter vice versa ook nog te proses. Ek dink, boonbehalwe ons op daai stadium, haal ek my hoed af vir ons naaste vriende en familie wat deur dit moes gaan. Ek dink op die einde van die dag was dit vir hulle baie erger as wat dit enigstens, dink jy? Ek praat nou persoonlik, ek kan nie namens Dian praat nie, maar as wat dit vir ons was, want ons het die aftershocks gehad, maar in daai situasie waar dit nog lewensthreatening was vir jou nie. Ja, dis kalm bly, dis drastiese besluite maak, dit is net cool en collected wees en hierdie bars van trane uit en daai en dit maar dat amazing miracles, dis wat ek wil sê, gebeur in hierdie tot mense tot bekering gekom in daai proses. Tannie Marina is my skoonsussie se man se ma. So sy is 'n wonderlike voorbeeld van 'n Christen en iemand wat my ook al net so geïnspireer het in my lewe. Sy het haar hande gevat en gesê in Jesus naam, hierdie mense sal opstaan en hulle sal loop en die Here genees nie iemand en sê maak oop jou oë en sien met een oog en hy sê ook nie vir die verlamde ou staan op en loop met een been nie, soos as hy jou gesond maak is dit 100%, nê? So even my boetie as jy na sy storie, as jy na Stefan se storie luister, hy is nie 'n baie talkative person nie, he will never sit in this chair by the way. Maar net om nooit. Ag nee. En sal hy in sy sagtheid en stilheid vir jou sê dat hoe seer dit was, hoe groot veranderinge in sy lewe en sy visie en sy doelwit in die lewe of hoe hy die wêreld sien verander het. So van die get-go af wat dit gebeur het die Here dadelik begin werk in mense se lewens en daar was nog nie eers results nie. You get what I'm saying? Ja, hulle het nie geweet of enige van julle dit gaan maak nie. Ja, en soos ek sê, ons het toe nou eventueel wakker geword. Ek is eers uit ICU uitgewees na 'n normale saal toe, ons het deur fisios behandeling gegaan en alles, waar ek moes van voor af leer loop. En omdat ek nou die visie gekry het, kon ek net lê of net staan. En ek onthou, toe ek die eerste keer opkom, was ek so naar, ek het so verskriklik gebraak, want ek bedoel, jy het nou net vir 6 weke net plat gelê, en jy was in induced comas, en al hierdie goed gewees, sedasie en alles, en hier wiskelik verander jou, van horisontaal na vertikaal, en dit is net jou kop en al hierdie dinge,
En ek wil praat, toe kan ek nie praat nie. Dis my want ek het die hele regterkant van my gesig vergrys. So hulle het my kakebene aan mekaar al vasgewerk om dit net daar te hou, want toe was daar nog nie operasies gewees nie, soos om net alles in plek te hou. Maar kort daarna, nadat ons nou weer die loop aan die go gekry het en alles, ook maar net kort rukkies bo bly, was die volgende ding wat ek dink die belangrikste is. Waar ek regtig voel ek al absolute teenwoordigheid van die Here en die Heilige Gees ervaar het in my lewe wat ek dink amazing is en was, is toe ek nou vra waar is my kind en wat gebeur en hulle nou vir my mooi kon verduidelik, sy is bo, soos my boetie gesê het, nie in die hemel nie, maar in ICU, so sy is toe in neonatal. En toe sê my ma vir my, dit gaan nie goed nie. Dit is op 'n tyd wat daar groot besluite gemaak moet word rondom die Daniel en alles. Daar was nog nie verbetering nie, daar was nie verandering nie. Op hierdie stadium is sy ook onder soos 'n ventilator wat jou laat asemhaal want sy hou nie self asem nie. Letterlik was daar nog nooit soos in hierdie tyd beweging gehad nie, vingers tone niks nie, oë nie oopgemaak nie, daar's geen reaksie of enigiets nie. En jy sê dit is nou jy wakker is, so dit is vir 6 weke. Ja, so tussen 6 en 7, ja. En in hierdie hele tydperk is sy in traksie. So traksie beteken as jou bene in die lug uit die dak uit vasgemaak word, omdat sy toe nou, sorry we missed that part. Daniel het toe haar been gebreek, haar arm gebreek, haar pelvis gebreek, haar bekken gebreek. En Danieltjie het haar hele linkerkant van haar brein verloor. So sy het 'n traumatic brain injury toe nou opgedoen, of dit nou due was van die suurstoftekort wat sy gehad het, en of daar dalk impak was gedurende die oggend uit die ongeluk, of ietsiekie haar dalk teen haar kop gestamp het, of wat ook al dit was, dit is nou nog onverklaarbaar, maar dit is toe nou alles wat sy haar prognose, dit was toe nou wat gebeur het. Op 2 weekies oud. 3 weke oud. En so sy haar beentjies was toe in traksie vir die gebreekte been en die pelvis en die bekken, wat jy nou nie kan in gips sit of stit of enigiets nie. Op daai ouderdom praat mens van 'n groenhoutbreek. So as jy 'n hout vat en jy breek hom en hy's droog, dan is hy gebreek, hy's af. 'n Groenhout is babietjie se bene is nog nie so bros of hard nie, so dit is nog half amper, kan nou sê, ek weet nie, ek praat maar myself half, ja, so hulle praat van 'n groenhoutbreek, die mense daar buite sal nou weet wat dit is, wat dit ken. So sy is toe nou, wat 8 weke oud, 10 weke oud, en niemand het dan nog raak aan haar nie, niemand hou haar vas nie, niemand En dis die belangrikste deel nie, daar's nie warmth nie, daar's nie cuddles nie, daar's nie en voer hulle ja, sy kry bysvoeding, en so daar's nie, ek hou iemand hou my vas en gee my bottel en slaan my winde uit of ruil my doekie of enige iets is dit nie. So sy was letterlik die eerste 3 weke / 7 weke, dink ek is daar groot leemte gewees vir wat aanraking en nabyheid en alles 'n samevatting van is. Wat ek voor hartseer is, want niemand verdien dit nie. Toe was ek net doelgerig. Toe sê ek gaan na my kind toe gaan. En ek sê vir my fisioterapeut, jy moet vir my nou kry loop, dat ek sien toe kan gaan. En hulle sê, dit is net te ver, jy het nog nie die krag, jy kan nog nie daar kom nie, jy gaan moet wag. Ek sê, julle verstaan nie, of julle my met 'n bed soen toe stoot, julle gaan my daar moet kry. Sy stel toe vir my goals, wat ek moet reach, voordat ons nou kan gaan, want ek moet aan my eie gesondheid ook kyk. En ons is toe nou op eventueel neonatal toe. En ek moet eers myself in mekaar kry, want anders gaan ek nou snot en trane huil as ek hierdie vertel, ek voel hoe werk dit hier op binne my. En dit bly net amazing. En ons het opgeloop, of hulle het my opgestoot met die lift in my bed, en die bed kon obviously nie by neonatal ingaan nie. En ek het daar opgestaan en ek het gestap, maar letterlik as ek nou so tension music agter hierdie storie moet sit, was dit so een tree en die ander tree, en ek het net gevoel, ek word moeg, maar ek kan hierdie doen, en ek het gestap, en gelukkig, omdat haar voetjies in traksie was dit hoog, so ek kon ons nou nie gebuk het nie, want ek het nou die rug sit, so al kon ek net vorentoe gaan, kon ek soos die punte van haar twintjies soen, want ek kon nie heeltemal afbuk om nou by haar lyfie uit te kom nie, maar voor ek nou nog die twintjies soen, het ek daar gekom en ek het my kind gesien, en dit is verskriklik, my hart gaan uit vir enige ma in enige situasie wat al deur so iets en soortgelyk moes gaan, dit is nie maklik nie, Judy, dit is baie erg,
om nie selfsugtig te klink nie, maar hoekom net so kort rukkie? En vra, 100,000 vrae gaan deur jou kop wat jy vra, wat jy nie moet vra nie, maar jy kan dit nie help nie, gedagtes wat deur jou kop gaan, Natuurlijk. alles. En nie om dit te justify nie, ek's 21 jaar oud, toe al hierdie gebeur. So, jy's bloedjong, jy's in die vleur van jou lewe en wat jy wil bereik en verstaan, jy's nog op daai mindspace van me, myself and I en alles wat jy doen jy vir jouself, maar soos ek nou gesê het, gelukkig toe sy gebore, toe het mens daai mindshift en goed. Maar jy's nog nee, jy was nie 'n kind nie, maar jy is eintlik nog 'n kind. Jy's nie veronderstel om niemand is veronderstel om iets soos dit te ervaar nie, maar nog minder iemand wat so jonk is en nog eintlik alles Ja, ek dink enige ouderdom justify 'n tyd wanneer so iets moet gebeur nie, maar ek dink dit maak dit moeiliker as jy so jonk is. Jy het nog nie 'n bietjie touwys nie, jy het nie al deur 'n bietjie ander tipe seers gegaan om jouself te vind en jou wie jy is en hoe deel ek met seer nie. En ons was daar gewees en ek het nou gekyk en ek het net begin soos in my hart te begin bid en net gesê asseblief Here, soos hierdie is my kind, wat moet wees sal wees, ek aanvaar wat moet wees en soos wees net daar en wees net teenwoordig en wees net hier, want ek weet nie wat gaan nou volgende gebeur nie. En ek het my ma gevra en ek het dokters gevra en hierheen sê hulle kan nie praat nie, hulle moet vir daai en wag en het nie antwoorde nie, het soveel vrae en wat gaan aan. En toe sê hulle wel, dit gaan waar een van die dae nou op 'n punt kom waar Daniel gaan nie langer meer op al hierdie masjiene kan wees nie. So in practice daar gaan 'n besluit gemaak moet word. En Julie, kan ek jou sê, so nonchalant ek hier nou voor jou sit vandag, so kalm was ek toe hulle dit met my bespreek. En ek was net soos, dit gaan okay wees. Toe sê ek, julle kan dit maar doen. My kind gaan okay wees. Soos julle kan dit afsit. Julle kan hom masjien afsit. Sy gaan okay wees. Jy het geweet in jou hart. Sy gaan van wees. En my ma het my gestaan. En my ma vertel vir my, sy het elke dag vir Daniel kom sing, want die dokters het gesê, musiek hou jou brein lewendig. En sy het daai liedjie van Bruno Mars, van I'll catch a grenade for you, die hele tyd voor gespeel. En nou nog het ek soke déjà vu, as ek Golden Oldies op die radio kom en ek hoor dit, dan teer ek sommer op. Maar die significant draai in die hele storie was toe nou, daar lê die Danieltjie en ek buig toe vorentoe en ek sien haar op haar voete en ek sê net vir my kind, ek weet jy gaan okay wees. Mama is hier so and it takes a village en hulle het al klaar net bewys dat hier wil ek en pappa nie kon wees nie, was oumas, oupas, ooms, tannies, vriende, almal was daar. Ons gaan okay wees. En toe ek haar op haar voete soen, toe begin haar tone te beweeg. Soos letterlik te beweeg haar twinkies en haar handjies en sy maak haar oogies oop en hier is my kind responsive. In daai oomblik, in daai hele moment wat dit net alles daar afspeel. En dan nog added to that, staan ek daar, fight vir my lewe, my flippe bene voel soos jelly en ek sê vir die Here, net nog 2 minute, asseblief net nog 10 sekondes. Ek gee my net daar, want ek kan nie langer staan nie, ek is so moeg. En ek sê asseblief net nog 'n bietjie, totdat my fisio vir my sê, kan jy met regtig nou gaan lê, dit is nou genoeg. En dit was okay, maar die verpleegsters, almal in daai neonatal, my ma, hulle almal was dus in want hier is hierdie kind wat hulle nou dink, hulle hierdie absolute verskriklike nuus met my moet deel, van wat die moontlike toekoms vir nou. En hier het sy net van daai oomblik af, tot vandag, sy word nou die 23ste April, word sy 11, het sy net nog floreer en almal verkeerd bewys en alles wat daar nog ooit oor haar lewe gespreek is, het sy net die teendeel bewys. Want na dit, soos ek gesê het, was sy mos in die kamertjie gewees en hulle moes net check of vitals en alles, so hulle het stelselmatig toe na haar suurstof afgestel en toe het hulle die ventilator afgehaal en sy was so fine, haar hart geklop, sy was funksionerend, alles was okay. Die volgende groot moment was ook weer, as ek sê, een van die dinge wat ek nog steeds dra vandag, is toe ons moes huis toe gaan, was die mediese span daar, al die slim mense en geleerde mense, en jy sit nou met hierdie kind, jy self
figure nog uit hoe jy gaan aanpas en wie is die nuwe jy en hoe lyk jou lewe van hier af vorentoe, maar jy skuif dit amper op 'n kant, want dit gaan nie nou oor wie jy en waar jy is en waar jy inpas nie, dit gaan nou oor hierdie kind in jou lewe. En hulle het net vir ons gesê, die Aniel gaan moontlik mylpale bereik, of sy gaan nie kan nie, so as sy doen, great, as sy nie doen nie, kom sien ons en dan vat ons dit van daar af. En ek dink dis wat taaf is, Julie. Mense is positief, mense lag, mense sien die beste in elke situasie. Daar kom dinge in mense lewe wat jou verruk en jou wêreld onder jou uitdruk. En mense het die vermoë, ek dink as jy, nie ek dink nie, ek weet as jy weet wie jou anker is en in wie jy gegrond is, het mense die tools om dit alles bymekaar te sit en 'n pad vorentoe te stap. Maar ek lees 'n artikel oor die onwetende is die wortel van al jou emosies. As jy nie weet waar in jou huwelik met jou man staan nie, as jy nie weet wat jou gesondheid behels nie, as jy nie weet wat jou finansies môre gaan inhou nie, jy is onseker oor hierdie tipe goed, dan kom impulsiwiteit in, dan kom jaloesie in, dan kom woede in, kwaad, haat, wraak, al hierdie dinge. So onsekerheid is die wortel van al hierdie ander emosies wat jy in jou lewe dra. En dis vir my moeilik want ek weet nie noodwendig wat se emosie om te koppel saam met my onsekerheid nie. My onsekerheid gaan nie weg nie en nou raak ek hartseer, maak nie so hoe baie ek bid of hoe baie ek by God se voete gaan lê of hoe amazing span ek in my lewe het wat my sterk maak op my dae wat ek swak is nie. Dit gaan nie weg nie. Dis jy's heeldag, elke dag, nie dalk 100% elke dag nie, maar consistently you are faced with, my kind gaan moontlik môre wakker word en die volgende mylpaal wat van haar verwag word, nie bereik nie. Ek het die krag en ek weet ek kan dit dan approach, maar dit is nie lekker om te weet. Soos ons almal sit hier dink as ek nou my been moet verloor. Ek is op 'n goeie plek, ek gaan dit kan doen. Maar jy wil nie hê dit moet gebeur nie. Nee, natuurlik nie. Jy weet jy gaan dit kan doen as iets kom, maar jy wil nie hê dit moet kom nie. En jy soek die beste vir jou kind en jy gun vir die lewe wat jy ook vir al nog heeltyd bid en voordroom. So daai onsekerheid en die feit dat want mens voel altyd okay, mamma en pappa kan alles hanteer, ons kan dit vir jou doen, ons kan jou help, maar in daai geval kan jy nie, jy kan dit nie vir haar doen nie, jy kan nie die mylpaal vir haar bereik nie, sy gaan self dit moet doen of nie kan doen nie. En hoe verduidelik 'n mens dit, jy weet, aan jou kind? En sy is nog klein, sy vra nog nie maar dit is slowly happening. So, ons het na huis toe gegaan, ons het darm resources en die omstandighede gehad om dadelik van dag 1 af fisioterapie, spraakterapie, arbeidsterapie, spelterapie, al die terapieë wat nodig is, te kon implementeer in die Aniel se lewe van kleins af en sy het maar dit groot geword. Dit was deel van ons normale weeklikse afspraakies en koffiedates toe sy ouer geword het en alles. Maar hier kom die volgende ding in. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Dit was wind, nee. Maar sy was 6 weke by die huis. Ons was 6 weke by die huis. Toe vind ek uit ek swanger met Daniel. So die Aniel en Daniel, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Die Aniel en Daniel. Nee, ek weet nie hoe nie, Die Aniel en Daniel verskil tans net 11 maande, maar Danieltjie is ook 6 weke te vroeg gebore. Hy was op 34 weke gebore. Maar dit is weer eens 'n kind wat vir ons gestuur is, want weer eens daarna het soveel baie ander terapeute en dokters en almal gesê dis die beste ding wat in ons en die Aniel se lewe kon gebeur is haar boetie, want hy gaan altyd vir haar maat wees. En sy het letterlik daai monkey see, monkey do posisie ingeneem, of hy, in die sin van, sy het gesukkel om te potty, maar toe hy dit begin doen, 'n jaar, sy het obviously 'n jaar later, maar toe sy dit sien, toe snap sy dit en toe doen sy dit. Ja, so die Anieltjie het toe nou sulke tipe mylpale bereik, en ons het haar toe kleuterskool toe gestuur, alhoewel baie van haar mediese verslae en alles gesê dat die Anieltjie onwaarskynlik sosiaal kan funksioneer en gaan aanpas in sosiale omgewings, en dat hulle voorstel dat die Anieltjies moet homeschool, even not really if it's not necessary, want
die feit dat sy dalk onafhanklik kan Functioneer, wees, ja. is goed genoeg. Ons moet nie push wat sy nie voor capable is nie. As sy 'n basic concept of the world het, is dit goed genoeg, want dit is haar potentiaal en nie verder nie. Ja. Maar ek het net nooit in dit gestaan nie. Ek weet nie, daar was net van daai dag in die hospitaal wat ek geweet het my kind gaan okay wees, nie een ding wat vir my gesê het sy gaan nie kan nie. En sy is vandag in graad 5 in 'n hoofstroomskool. Ja. En soos verlede jaar het sy 96 van haar vakke gekry. No way. Sy funksioneer bo gemiddeld en sy pas aan en sy doen 2 kamp. So sy hardloop Ja. en sy swem. Ons het nou die vakansie wat verby is, die 21ste Maart. Hy was ons in Oudtshoorn, het sy 'n goue medalje by die SA's gewen. No way. So Dis ongelooflik. sy het gekwalifiseer, sy was deel van die SA span, Boland span behaal, alles. Ons is skrikkelik trots op haar. En jy baie het van mooi. 'n punt gegaan waar hulle sê vir jou, hulle gaan die masjiene afsit en die kans dat sy gaan oorleef is baie skraal en kyk nou, dit is ongelooflik. Nou sê vir my, okay, deur hierdie alles, dis verruklik. Alles hierdie wat gebeur het, jy kan jouself heeltemal verloor in die proses. Ek onthou toe die eerste dag wat ek jou ontmoet het ons eintlik hieroor gepraat. Nee, was by die salon. Ek gaan nie nou toe vir my hare. By anyway, by die salon het ons daaroor gepraat toe die eerste keer wat jy in die spieël moes kyk na jy wakker geword het. Daar waar jy gesê het jy het heeltemal jou identiteit verloor en amper verloor wie jy is. Vat my deur daai en vat my deur die pad om weer jouself te vind en hoe jy geword het die vrou wie jy vandag is en die selfversekerde, confident vrou wie jy vandag is. Hoe het daai journey gelyk? Ek moet vir jou sê, ek weet nie. Dis iets wat ek baie oor dink. Dis iets wat ek en Iwer baie oor gesels om net 'n bietjie wye speksie te gee as ek praat van Dian en Iwer. So na die ongeluk, trauma bring partykeer mense nader aan mekaar of dit bring mense op 'n pad waar mense verder van mekaar af beweeg. So die ongeluk was natuurlik nie goed vir my en Dian en ons my eerste huwelik nie. En ongelukkig het ons baie geskei en ons het maar ons verlede waar ons dan nie nou in gaan nie en alles. En deur hierdie pad het ek Iwer ontmoet en hy was net van dag 1 af. Ek weet nie. As ek vir jou sê die Here het hom vir my gestuur, Julie, dan bedoel ek dit is nie net iets wat maklik kom, is nie net woorde wat ek praat sonder dat dit krag dra en water dra nie. Soos ek was op 'n baie vulnerable plek in my lewe. Ek het deur my egskeiding gegaan en ek het nie goed genoeg gevoel nie. Ek het nie trots gevoel nie. Ek het nie doelwitte gehad nie. Ek was op 'n baie leë en eensame plek, alhoewel ons honderde mense om ons gehad het wat omgegee het en daar was en kos aangedra het. So baie mense, maar mense voel alleen. Dis net jy. En niemand is opreg en daar vir jou nie. Soos almal is daar en almal wil praat en almal wil hoor en wat gaan aan, maar dis met sulke agendas. En dit sit jou op jou agtervoet om vulnerable te wees, want met wie deel jy nou iets en met wie praat jy iets en met wie maak jy regtig oop met wat in jou huis gebeur? Is dit nou net kindernuus wat hulle wil kry? Want hulle gaan dit nou by die volgende kuier gaan vertel of is sincerely daar vir jou vir wat jy deurgaan. So ek dink dis wat my nog meer alleen gemaak het, want ek nie geweet op wie om te depend nie. En Iwer het in my lewe gekom en hy het net sonder die verkeerde intensies of enige ding so onbepland was hy net daar. Ons het net geklik en oor die weg gekom en gesels en oopgemaak teenoor hom en hy teenoor my en hy was net daar vir 'n besige dag. Het jy al iets geëet? Nee, stuur 'n broodjie. Jy weet, dit sulke simple, literally the small stuff. En ons is nou 'n paar jaar daarna ook getroud. So dit is my man, met wie ek verskriklik gelukkig getroud is. Ag, en ek love hom. Met my man het ons 7 kinders. Soos jy nou gemention het, so Iwer het in sy eerste huwelik 3 pragtige kinders, Lenel, Aldo en Lian, en dan het ek nou by Dian vir Daniel, Daniel en Hendrik, en for some reason het ons gedink dit sal 'n goeie plan wees om dan nog 'n gesamentlike ou babietjie te hê. So klein Iwertjie is nou so 2,5, hy word Oktober 3, maar hy is net die cuteste ding ever. So
dit is nou maar Iwer in die prentjie inpas en hy het regtig my hande sterk gemaak. Hy het my opgetel om weer te gaan soek en te gaan vind of vir my weer gewys wie ek is en wat ek werklik is. En die manier hoe hy na my gekyk het en my gesien het, was anders as wat ander mense na my gekyk het. En daar's 'n way, ek weet nie hoe te verduidelik nie, baie mense sal my ontmoet en hulle kyk, maar hulle sê nie iets nie en sommige sal vra, want jy kan net sien en dit kom nou deel by, dit word deel van wat ek jou nou gaan vertel, van wat ek mee vrede moes maak. En hy het net van dag een af vir my gekyk asof, en ek het gevoel asof ek die mooiste mens in die wêreld is. En hy het my net confidence in my ingeblaas en in my ingesit en my opgetel, my sterk gemaak en dit was klein stappies en klein dingetjies en klein mylpaaltjies wat ons saam bereik het, wat ons emosioneel verbind het en sterker gemaak het tot die huwelik wat ons vandag het. En dis nie altyd alles great nie. Later moet ek nou nie vir jou hierso sit en sê dis net maanskyn en rus nie. Ons kan ons verskilletjies hê en mens kan mekaar slyp en partykeer stap hy weg en sê ek, ja, loop maar. Ja, en dan sê ek, ja, ek kom terug, né? Maar dan kom hy terug en dan sal hy vir my sê, ek hou dalk nie van hoe jy hier nou gestel het nie, maar you've got a point, of kom ons kry 'n middeweg oor hierdie, en dan figure mense dit weer saam uit. En ek dink dit is die groot ding, waar daar eenheid is daar seën. Solank wat mens in eenheid optree in jou gesin, in jou huwelik, in jou werksomstandighede en alles, kan daar 'n blessing in dit wees wat jy aanpak. Maar ja, Janine, wie is Janine vandag en hoe moet ek die stukke optel? Ek het geen antwoord nie. Ek sit hier en ek dink dis wat ek die laaste week vandat jy my gebel het, oordink en ek bid daaroor en ek wil iets gaan lees en dan sê ek vir ek wil nie, want ek wil nie 'n ander persoon quote oor wat sy weergawe is van wat jy moet wees en alles nie. Dit moet iets wees wat ek wil sê en wat ek daar buite kan sit, maar soms is ek nog steeds verstom, Julie. Ek dink nie dit is iets wat jy 'n naam kan gee nie. Ek dink nie dit is, jy is baie op sosiale media, ons almal is omsingel met sosiale media, TikToks en Instagram, en mens kyk op na hierdie influencers in mense lewe wat hierdie perfekte wêreld het en alles is net great met hulle kinders en alles is net great in hulle besighede en alles is net great in hulle finansies en hulle gaan na hierdie plekke en hierdie klere en hierdie karre en al hierdie dinge. Nie dat ek die een is wat wil sê dis fake nie, maar ek dink nie dit is wat mense daar buite sit nie. Nee, as iemand wat altyd op socials is en al van 'n jong ouderdom op skool was ek ook en jy lewe deur 'n lens. Ek dink nie altyd doen mense dit as prys nie, maar ek dink jy doen dit om jouself te beskerm en ook om in te pas. Daar's sosiale norms, daar's ideale wat mense wil voorgee en ek dink daar's net sekere standaarde en dit is baie hartseer, maar dat hierdie is 'n gelukkige mens. Jy moet so lyk, jy moet so aantrek, jy moet hierdie kar ry, jy moet hierdie werk hê en dit is 'n suksesvolle persoon. So ja, ek kan presies dit verstaan en dan as 'n mens kyk daarna en sê soos okay, wel, my lewe is nie goed genoeg nie. Self as jy nie deur dit gegaan wat jy gegaan het nie, ek dink elke meisie kan relate, elke vrou kan ook relate, is, jy kyk na hierdie en dink jy, hoe gaan dit so goed met almal, maar net met my lewe lyk nie so nie, my huwelik lyk nie so nie, my familie lyk nie so nie, my struktuur lyk nie so nie, so ek kan 100% met dit relate, as ek dit net so kan sê. En as ek by dit kan aansluit, jy sê dit, jy het so goeie samevatting van dit, en dit is hoekom ek hier by jou wil sit, en wanneer ons nou regtig in dit delf en in dit nou gaan ingaan is, I don't have it figured out. Ek weet nie wat dit is wat mens staande hou nie, ek weet nie wat dit is wat mens sterk hou nie, ek weet nie wat dit is nie, wat jou motiveer, wat jou ideale gegrond hou, wat jou reël hou nie, maar ek dink net dit wat ek nou sê is die antwoord. Die feit dat jy nie onrealistiese doelwitte daar buite sit wat jy nie bereik nie en dan question yourself. Ek dink die feit dat jy self nie op 'n pedestal sit om in te pas by die wêreld nie, maar die beste weergawe is van wie jy kan wees. En sonder om ek moes 'n seisoen deurgaan waar ek gevoel het maar my voorkoms pas nie meer in by wat die wêreld aanvaar as mevrou Suid-Afrika of as mooi of as die perfekte voorbeeld van 'n vrou of as jy nou iemand moet instap en tussen my en 'n ander persoon moet kies om 'n fotoshoot te doen of 'n advertensie te doen, gaan ek definitief nie gekies word nie want ek lyk nie soos die persoon wat veronderstel is wat dit moet wees nie.
So ja, om terug te kom na jou antwoord toe is, ek het toe nou wakker geword en ek moes aanpas en inpas by hierdie nuwe voorkoms wat ek het. En dit is glad nie soos Jenny nou lyk nie, dit was nog voor Ja, en is baie op mekaar. So jy's nou net van jy's 'n student na jy's getroud, na ek's getroud na ek's 'n ma. Van 'n ma het ek nou hierdie verantwoordelikhede nou teenoor myself om gesond te word en hierdie verantwoordelikhede van hierdie kind wat nou hierdie genesingspad moet stap wat so onseker is oor wat gaan of wat nie. So dit was so moeilik en daar was dae wat dit taaf was, wat as ek huil dan sê mense cope nie, as ek lag dan sê mense ek gee voor, wat ek sê, okay, wat wil julle hê moet ek wees? So sê julle vir my hoe moet ek optree en dan hou ek julle happy want wat ook al ek nou vandag is, pas nie in by die res van die samelewing nie. Ja. Dit is soos iemand wat maar of vet is, soos nou het jy anorexia, nou dit is net nooit sosiaal aanvaarbaar nie. En my groot turning point was, ek was by 'n praatjie gewees en toe praat hulle van die verbond wat daar gesluit was met die Here. En jy moet jou kosbaarste besitting, moet jy kan prys gee om 'n verbond met die Here te kan sluit. Om te sê, hierso ek lê dit neer, ek stap op pad. En op daai stadium en daai ouderdom het ek nie regtig besef wat dit beteken nie, maar ek het gedoen, want ek het gedink dit gaan cool wees om dit te doen. En ek het so 'n bietjie gevra, hoe moet ek hierdie doen? En ek weet nie regtig wat ek doen nie, maar ek het dit net begin proclaim en ek het dit net begin sê en ek dink dit was die begin. Die begin van enigiets is dalk nie noodwendig die regte manier en hoe ander dit sou doen nie, maar moet the best way to begin is to begin. So dit is hoe unplanned en unorganized met niks regte maniere of verkeerde maniere nie. Ek het dit net begin sê het en doen het en gesê, okay, maar ek is 22, 21 en as ek in die spieël kyk, sien ek myself en ek wil foto's neem van die regte kant af en ek wil nice lyk en mooi lyk. So obviously is ek dalk 'n bietjie te veel ingestel oor my voorkoms en hoe ek inpas in die omgewing daar buite en hoe ek voor mense voorkom. Dalk moet ek gaan kyk wat binne my is en vrede maak met hierdie onveranderbare prentjie wat ek hier aan die buitekant het. En daar was 'n draaipunt in my lewe. Toe ek kon vrede maak dat wat binne my hart is belangrik is en wat binne my kop is belangrik is en dit wat ek praat en dit wat ek daar buite sit en dit hoe ek ander mense laat voel en om positief te wees en dit is die verskil. Ja. Want 'n mooi mens kan langs jou staan en geen impak hê nie. Ja. Maar iemand wat jou dra en jou troos en wat verstaan en wat bietjie deur God se oë na 'n situasie kyk, kan bietjie anders 'n impak hê op die wêreld daar buite. Ek moet vir jou sê, jy het 'n gift met wat jy sê. Ek dink jy sê goeders, sommer net soos, ek wil net sê want dit kom nou na my kop toe, want jy het regtig 'n gift om met mense te kommunikeer en om mense welkom te laat voel in elke gesprek en in elke kamer. Ek het binne die eerste, soos ek gesê het, binne die eerste 10 minute het ek gevoel, wow, ek is ingelaat hier. So wat het vir my nou so spesiaal gemaak om so warm te voel in 'n gesprek, so welkom te voel. Dis 'n gift en van 'n buitestander af, as iemand wat nie jou elke dag sien nie, het ek van die begin af daai warmte ervaar. So ek wil maar net vir jou komment vir dit. Dankie Julie. Maar weer eens, dit sou nie kom sonder om self daai te kon voel nie. Soos ek weet wat dit voel om deel te word of te moet wees van 'n gesprek en mense laat jou nie in omdat jy nie inpas by die prentjie wat hulle nou wil hê of by die conversation of die groep mense of die groep vriendinne of weet seker goed nie. Maar ja, terug na die spieël. Ja. Die spieël is nog steeds nie maklik nie, Julie. Daar's, soos ek gesê het, goeie dae en daar's slegte dae. Daar's dae wat die lewe vinnig is. Wat dinge net gebeur. Daar's nie tyd vir stil staan en nou fokus op hoe ek nou oor hierdie situasie voel of whatever it is nie, maar dit is konstant. As jy tandeborsel is dit daar, as jy in jou kar klim in die reverse, kyk jy in 'n spieeltjie, as jy in 'n mall loop en daar's 'n glasvenster, dan sien jy dit. Dis oral 'n reminder, maar ek het net geleer om dit te pivot. Ek het geleer dat dit nie 'n slegte herinnering is van die slegte dinge nie, maar dat dit my sal motivate, dat hierdie is 'n storie en hierdie
gaan 'n verskil maak en hierdie kan 'n verskil maak en hierdie is my eerste keer sedert die laaste 11 jaar wat ek myself wonderlik maak om daaroor te sit en praat en al die dinge wat ek vandag gesê het dalk 100% verkeerd uitgekom of dit val op die regte oor en voor ons begin het ek vir jou gesê luister al hoor een persoon dit vandag en dit maak 'n verskil en weet dat al is die Here stil beteken dit nie hy is afwesig nie. Ja. Om op almal in jou lewe wat regtig in jou lewe is en wat jy toelaat Ja. te gaan kyk is hierdie persoon goed vir my. Bring hierdie persoon mooi in my uit. Maak hierdie persoon van my 'n beter weergawe as wat ek gister was. Is daar groei. En onthou, groei beteken nie dit gaan net altyd goed nie. Ja, nee. As ek na groei kyk en as ek na my lewe kyk, het ek gisteraand, toe sit ek en Iwer en my dogter en haar vriend op die stoep en ons gesels toe nou oor die podcast wat ons nou vandag gaan hê en ons praat sommer nou oor 'n klomp ander dinge ook. En ek sê vir hulle 'n voorbeeld vir my oor groei in my lewe is soos seisoene en vrugtebome. Ja. Soos jy kan nie vrug dra van Januarie tot Desember nie. Soos bome wat deur die natuur gemaak is, het seisoene, daar's lente en somer en herfs en winter. Ja. En daar's droë tye, daar's nat tye, daar's oorstromings, daar's oor te veel, daar's te min. En tog moet 'n druiwetros of 'n druiwepreel teruggesny word. Al sy takke word afgesny, alles wat jy voorhard gewerk het, jou blare, alles gaan weg. Dat dit 'n absolute dooie seisoen is, maar as jy in geloof kan staan en kan glo dat die Here daar is vir jou deur hierdie tyd wat jy dalk iets moet leer of wat jy iets moet waardeer of wat jy waarde moet vind in die situasie waarin jy is en dalk net 'n ander perspektief moet kry. En jy hou aan jouself water gee, dan sal jou new vine sal weer daar wees. En jy sal fantastiese vrugte dra. Sulke goedjies relate ek baie mee. Ek sien my lewe baie so en as ek vas op 'n plek is waar dit moeilik is, dan dink ek aan sulke goed en dink ek het nou hierdie verloor, maar miskien is dit die Here wat hierdie korrels uitsny sodat dit 'n beter tros kan wees. En dis dalk 'n sacrifice vir ietsiekie. Ons sacrifice om Parel toe te kom, ons het nou hier net getrek en ons 'n goeie lewe geleef in Mabelo, mooi huise, mooi karre, goeie besighede, al hierdie dingetjies en toe ons hierdie besluit moes maak vir ons kinders en vir ons lewe en vir al die nuwe dinge wat hier moet gebeur, moes ons afskaal op ons kar, ons huur tans 'n klein 3 slaapkamer huisie en dis nie lekker nie, dis nie maklik nie, jy het nie jou lewe gewerk om iets te bereik, om 2 tree terug te gaan, 3 tree terug te gaan nie. En ek en Iwer is net so gelukkig. In Engels sê hulle, you have to have joy and you have to have happiness. And what makes you happy and what gives you joy? So things makes you happy, but my family and our love and what we achieve together, that gives me joy. En geluk kan weggaan as jou goed weggaan. Maar joy kan niemand van jou wegvat nie. So dis iets wat ek probeer bou in my lewe en ek probeer dit vir my kinders leer en my man leer my weer van dit. Is om joy te vind in die dinge wat jy doen. Daai innerlike geluk, al kom dinge en mense en omstandighede net verander. Die kar waarna ek klim wanneer ek hier ry, maak my nie gelukkig nie, maar die mense na wie ek toe ry gee my joy. Die huis waarna toe ek ry en die deure by wie ek instap en die banke wat ek op gaan sit, dit kan dol leeg wees. Dit kan daar wees en daar kan niemand wees nie, maar my klein baba seentjie wat na my toe hardloop en my kyk te gryp, mamma! En mamma, jy weet, en my kinders wat kom en vir my iets kom vertel en die Anil diamond paint nou, so sy wys net al haar diamond paints en partykeer is dit 'n gehelse gemors, daar's net sulke glitter wat in haar kamer lê en alles. Maar dis wat saak maak. So as ek iets daar buite kan sit vir enige persoon wat dit nodig het, as mens, dis nou half in die middel, maar deel van die samevatting, as ek dit bymekaar moet sit is, ek was jonk, jy het 'n plan gehad vir jou lewe. Dit het nie so uitgewerk nie. Dinge het jou kom ruk en verpletter en jy was down on the ground. En moenie die mense om jou weggooi nie. Jou ma, jou pa, as jy op hierdie stadium van jou lewe nie 'n goeie verhouding het met hulle nie, niks is te laat totdat dit nie finaal is nie. Is dit wat jy met jou ouers deurgaan, regtig so erg dat jy dit nie kan regmaak nie. Jou broers en jou susters,
dis die mense wat dieselfde bloed wat in jou lyf is, vloei deur hulle dink 10 teen dieselfde as jy. Ja. Hulle dalk 'n ander opinie en 'n ander visie want hulle is dalk geslyp deur ander vriendekringe en omgewings en werkomstandighede. Maar hulle is daar vir jou, maak nie saak hoe bad nie. Soos maak dinge reg want dit is die village wat maak nie saak waar jy gaan nie, daar gaan wees vir jou En jy lewe gaan is optel. kort. En nie almal sien noodwendig die plan wat jy met jou lewe het nie en nie almal gun jou dalk altyd hierdie geluk nie en vloeileer partykeer op jou seer, maar dat dit jou inspireer, dat jou seer die ding is wat jou dryf en wat jy kan draai in 'n goeie ding in. Soos probeer op maak nie saak hoe moeilik dit is nie, daai silwer randjie wat die Here vir ons sê altyd daar gaan wees, raak te sien en daai donkerte wat daar is. My ma het altyd 'n papier gevat. En dan sê hy met 'n swart koutjie pen 'n kolletjie op die papier gesit. En dan sê sy, "Wat sien jy op hierdie papier?" En sê ek soos, "Die swart kolletjie." Dan sê sy, "Maar jou visie is nie reg nie. Jy sien glad nie die groot wit papier nie. Jy sien net die swart kolletjie." En hy's so klein. And change it. Sien die groot wit papier wat daar is, wat niks op is nie, wat ook al jy met dit wil doen, kan jy met dit doen. As jy die regte fondasie gelê het, as jy die regte geloof het, as jy die regte mense in jou lewe het, as jy die regte beginsels het, die jou droom van die regte plek af is, sal die Here jou daar kry en hy sal jy die pad saam met jou stap, maar probeer om nie daai net die swart kolletjie raak te sien nie. Ja, en Nudo, ek het gebid vir 'n lang ruk dat die Here my op 'n plek sal sit en met my kan werk waar ek regtig verskil kan maak. En sonder dat ek besef het Nudo op ons pad gekom en die Kaap het op ons pad gekom en dit hier geëindig. En toe ons in die boufases was, ewen toe ek en jy nou ontmoet het en gekuier het ek vir jou dit gesê en ek het vir baie van ons ander ambassadeurs en met die mense wat nou al met ons op pad gestap het ook gesê en hoofsaaklik vir Iwer dat hierdie moet nie net 'n haarsalon wees nie. En hierdie is nou nog rou. Ek wil regtig Julie, hierdie moet 'n westel wees. Waar almal kan inkom en regtig 'n goeie tyd kan hê en net kan oopmaak as jy voel en die vrymoedigheid moet hê om met 'n stylist of my receptionist of met my wat daar is te kan gesels en net lekker te praat. Al is jy 2 mense en jy wil nie praat nie. Spit jou ore want ek garandeer jou die 4 ure wat jy in my salon spandeer, gaan jy iets merkwaardig hoor of ervaar. Want dis wat ek elke oggend bid wanneer ek daar instap. Ek vra die Here, mag jy nie seer uit hierdie plek uitkom nie, mag jy nie jaloesie of haat of skinder of sleg uit hierdie plek uitkom nie, maar mag dit 'n omgewing wees waar elke vrou beautiful uitstap, geïnspireerd die uitstap, sterker die uitstap, empowered die uitstap en kan voel sy het regtig 'n deeltjie van die Heilige Gees ervaar vandag toe sy hier binne was. So ek voel regtig positief in ons hele Nudo journey wat vir ons voorlê. Hier is net die wegspringblokke van dit alles. Maar ek voel baie tuis en ek voel regtig dat elke vrou wat ek nou al die voorreg mee gehad het, omdat dan maar baie mense is, ons kom nie altyd one-on-one by elkeen uit nie, maar wat ons al mee gesels het, 'n deeltjie van my en 'n deeltjie van ietsie klein wat ek daar kon sê, kon huis toe vat en dat dit 'n verskil kon maak. Nee, dit is regtig so en ek wens ek kon net soveel dieper in daai storie ook kan gaan. Ek net kortliks voor die tyd het ons gesels en jy het nog vir my so 3 roetes gegee waar hierdie gesprek kan gaan, want daar's soveel verskillende fasette van jou lewe, van klein dorpie girl na groot besigheidseienaar in die Kaap en dan van juggle tussen 7 kinders en besigheid en ma wees en al daai en dan 'n derde faset wat nou, jy weet, die ongeluk en alles was en ek wens ek kon eintlik in elke een en ek dink ons gaan weer moet terugkom en oor dit ook praat, jong Janine, nog voor hierdie alles. Wat is een ding waarop sy sal trots wees as sy nou kyk na Janine nou, wat deur al hierdie is, wat gegroei het deur al hierdie, wat deur al hierdie moes 'n tweede kans kry. Wat is iets waarop sy sal trots wees? Ek dink dat ek op 'n jong ouderdom geleer is deur my ma wat ware liefde is. Ek was 'n jong meisie en my ouers is ook geskei. Sorry, my antwoord het nou 'n loop, né? En ek en my ma het oor dit gesels en sy het dit aan my verduidelik en alles. En sy het vir my gevra, wat is liefde?
En ek het 'n klomp goed opgenoem en gepraat en al hierdie dingetjies en sy het vir my gesê, nie wenig die regte antwoord nie, maar ek glo alles wat my ma vir my vertel. Het sy vir my gesê, liefde is as jy mense in jou lewe het vir wie jy die beste weergawe van jouself wil wees, ongeag waardeur jy gaan en waar jy jouself vind. Ja. En ek dink dit is ietsie wat my deur die lewe gekry het. Om te elaborate op die antwoord is dat ek ook in 'n later stadium moes besef dat ek selfliefde weer moes herontdek en myself moes vind, die identiteit in myself kry en identiteit in die Here kry en die mens wat ek is en kon lief word vir die persoon wat ek is, ongeag die terugslag, die tekortkominge, dit wat weg is, dit wat terug is, dit wat kom, dit wat gaan. Kan lief wees vir die mens en kan trots wees op die mense wie ek is, want as jy nie lief is vir jouself nie, hoe kan jy liefde gee vir ander mense? Soos jou beker moet vol wees voordat jy daai beker kan deel. Ja. En ek dink as jy nie opregte selfrespek, selfwaardigheid, selfliefde het nie, hoe kan jy daai eienskappe vir ander mense om jou gee? En hoe is dit reël? Ja. Soos hoe invest jy realness in jou huwelik en realness in jou vriendskappe en realness in jou besigheid en realness in jou kinders in, as jy van 'n 50% of 'n 40% af deponeer. Ja. En ek dink dit is waarop ek trots is vir myself, dat ek kon luister na iemand ouer as ek en kon waarde heg aan iets wat my ma vir my gesê het, kon bid daaroor sodat die Here vir my openbaring gee vir wat dit beteken in my lewe. Dit kon toepas in my lewe deur te kon vrede maak met ek is genoeg, ek is okay, die Here het my lief. Dit wat weg is op 'n ander plek dubbel terug. My mindset bietjie te change, my perspektief te change, my visie bietjie te change. Te kan pivot op 'n situasie as dit nie so great is nie, die beter in dit te kon sien of die bietjie wat dalk goed is in dit te kan sien. Ek is trots op Janine dat ek kan sê ek is regtig, al is dit nie maklik nie, ek is trots op wie ek is. Ek is trots dat ek deur moeilike tye kon gaan. Ek is trots dat dinge, mense se opinies van my en se optrede teenoor my en se weergawe van my nie slyp en definieer nie, maar dat ek bepaal wie ek is, wat ek gaan bereik en wat ek daar buite wil neersit. Ek dink die grootste ding wat ek by jou vandag geleer het, is net, soos jy het nou gesê, as jy die regte besluite maak en so, maar ek meen as jy moet terugkyk nou, dan daar's baie besluite wat jy dalk anders kon neem, wat heeltemal 'n ander roete sou neem, en jy sou vir jouself vra, dalk nou jou eerste huwelik, jy weet, hoekom het ek dit so gedoen, hoekom het ek daai gedoen, maar ek voel net soos die grace wat jy ervaar het, en die tweede kanse wat jy gekry het, en nie net jy nie, maar ons almal kry, maar ek dink, jy het ook vroeër gesê, jy sou niks anders gedoen het nie, jy sou, en dit is nogal, dit is 'n moeilike ding, want dit is soos, like, as mense 'n bietjie later in die kar geklim het, as mense 'n bietjie anders hierdie een besluit gemaak het, dan sou alles anders gewees het. Maar ek dink daar's baie vrouens ook wat miskien in 'n huwelik sit of in 'n verhouding sit en is soos Josie, as ek net 'n anderste besluit hier geneem het. Ek dink jy is so 'n goeie testimony dat jy is waar jy is vir 'n rede en maak nie saak wat se besluit jy maak, dit is nie die end all and be all, elke moeilike besluit wat jy deurgaan of moeilike ding wat jy deurgaan, dit is nie die einde van jou storie nie. Daar's altyd nog 'n kans en dit is nooit finaal totdat dit 'n finaal is nie, daar's altyd nog geleentheid en dis iets wat ek by jou geleer het vandag maar ek dink die grootste ding wat ek hier vandag kan vat is net dis nooit te laat nie en ek nooit eens gedink hierdie gesprek gaan nie na toe gaan nie, maar dis nooit te laat nie. Jy weet nooit wat die volgende dag is nie. Solank jy net aanhou vorentoe stap, al val jy vorentoe. Die einde is nooit die einde nie. Want die vrou wie jy is, die ma wie jy is, die ongelooflike kinders wat jy het, die man wie jy het, die invloed wat jy het op ander mense se lewens, dit is so merkwaardig en ek dink as die storie net effens anders was, sou dit heeltemal anders gewees het. En jy het ook nou van gesê dat 11 jaar terug sou jy tot en met nou sou jy nie die storie gedeel het nie. So ek dink dit is dalk ook iets waarop jy regtig kan trots wees, want die vrou wat hier sit is nie die vrou wat
11 jaar terug daar was nie. Even 'n dag voor dit nie. Jy het soveel gegroei en dis my so inspirerend. Ek dink die laaste vraag wat ek wil vra, kan ek nog so baie wat ek wil, maar die laaste vraag wat ek net nou wil vra is, as daar 'n vrou nou dalk deur iets soortgelyk gaan, of dit nou is in haar huwelik waar sy sukkel, of met haar kinders wat dalk deur iets gaan, dalk het hulle gebrek, dalk het hulle enigiets wat hulle gaan soos dit, wat dalk moet resonate met jou storie. Is daar enige raad wat jy by die vrouens wil los, wat dalk moedeloos voel, en voel daar is nie 'n pad uit nie? Ek is versigtig om hierdie antwoord net dadelik te gee. Terwyl ek hier met jou praat, sê ek vir Here, asseblief help my net die regte woorde in my mond te sit, want ek dink nie enigiemand kan vergelyk met enige ander persoon nie. Jou storie is jou storie, jou einde gaan jou einde wees. Ja. Die pad wat jy moet stap, die dinge wat jy moet deurgaan is nie dieselfde as 'n ander persoon se nie. En ek dink dit kom ook op neer wat ek en jy nou gepraat het, waar ons gesê het, ons almal is vasgevang, of nie vasgevang nie, omring met sosiale media. Mens hoor 'n praatjie of iemand se geselskap of 'n post of 'n storie of iets waar iemand anders sê en 'n mens probeer dan daai persoon se wat die besluit wat ek geneem het, of hoe ek dit hanteer het, of hoe ek deur dit gegaan het, te gaan implementeer in jou lewe, en dan werk dit nie uit nie, en dan sê sy, maar hoekom werk dit nie, maar sy daai dan so, hoekom werk dit nie vir my, of sy oefen so, hoekom werk dit vir my nie, of sy het hierdie besluit gemaak. Ja. En ek dink nie daar is 'n regte antwoord wat ek vir enigiemand in hierdie situasie kan gee nie, want nie een van ons is dieselfde nie. Maar ek dink as jy in opregtheid stil raak, en jy gaan meet op hoekom jy in hierdie situasie is, wat is jou aandeel vir hierdie situasie waarin jy is, en weer eens, jy kan gaan vrede maak met die aandeel wat jy gehad het, en soets, ek praat nou spesifiek in 'n huwelik, en jy kan gaan sê, hier's ek, hierdie was ook my foute, en hierdie was ook my aandeel in hierdie, maar whatever, en dan kan jy vrede maak met die vrou wat die besluit na dit maak. Want ek dink as jy uit 'n plek uit 'n besluit gaan maak en jy's net kwaad vir jou man, of is dit 'n man wat na hierdie storie luister en jy's ook net kwaad en jy sien nie jou foute raak nie, jy sien nie jou aandeel raak nie, en is net alles hier buite ons, en is finansies en omstandighede en werke en die sexy receptionist by die werk, dit is nie noodwendig hulle almal nie. Hoe sien jy dit? Hoe hanteer jy die situasie as dit huis toe kom? Hoe tree jy teenoor dit op? Wat se sagmoedigheid het jy teenoor dit? Wat se geduld het jy teenoor dit? Wat se vergifnis het jy teenoor dit? Vergewe jy regtig wanneer jy sê ek vergewe? Soos as jy al daai goedjies kan deurgaan en kan vrede maak met die besluit, wat ook al dit is wat jy dan neem en by dit berus, dan dink ek is jou pad vorentoe makliker. Want ek dink as jy daai besluit neem en jy het nie opregte besluit geneem nie, gaan jy die res van jou lewe verwyd hê en skuldgevoel hê, en jy gaan wonder, wat as ek nie net nog bietjie hieraan gewerk het, of wat as ek nie daar bietjie meer geduldiger was, of wat as ek nie daar 'n tweede kans gegee het nie. So, gaan maak vrede met wie jy in daai situasie is, maak vrede of aanvaar jou aandeel in daai situasie, en werk dan aan dit, en kyk of dit dan nie die rede is hoekom jou man en vrou dalk reageer soos wat hulle doen nie, want jy dalk ook 'n fout. En ek dink dis iets in my huwelik wat dit vir my makliker gemaak het om nie noodwendig vinnig of makliker nie, dit is nooit vinnig en dit is nooit maklik om deur daai seer en teleurstelling, want dit is nie een se droom as jy in die aisle afstap nie, maar begin by jouself. Moenie net altyd alles om jou die skuld of die blame gee of die fout daar te gaan soek nie. Gaan soek dit by jouself, want ons ek het en jy wat na hierdie storie luister, is nie altyd reg gewees nie. As dit kom by die antwoord van die kind en kinders, ek leer elke liewe dag by al 7 van hulle. Of hulle, ek sê altyd vir my ander kinders, ek is hulle hartjie mamma, en vir die ander is ek hulle maagie mamma. Ek het die Lenel Kersfees het ek vir so Pandora gekoop, vir so 'n dogtertjie met sulke ponytails met so goue hartjie op. Toe sê ek het vir want ek is jou hartjie mamma, ek bly ook jou ma, ek gaan saam met jou deur jou hoogtepunte, en deur dit wat jou hartseer maak, ek dink saam met jou goed deur, ek is opgewonde saam met jou oor alles, dus is net soveel deel van dit as enigiets anders,
Maar ek dink as dit by kinders kom oor die algemeen voordat ons kom by Daniel's omstandighede. Kinders is super unpredictable. Jy kan vandag by 'n vriendin sê, as my kind dit eendag doen, gaan ek dit doen of gaan ek dit sê and it won't. Jy moet lief hê elke dag, jy moet vergewe elke dag, jy moet troos wanneer dit nodig is, jy moet ferm wees, jy moet net daar wees, mamma wees. Dit is nie altyd maklik nie, want soos ek nou gesê het, jou tank is nie noodwendig altyd vol genoeg om te gee nie. En partykeer sê jy, wag nou eers, of kom met die pad, of ek kan nie nou nie. Maar gaan probeer teruggaan, al is dit môre. Ek sal ook vir my meisiekind sê, ek kan nie nou nie, gee pad, ek moet nou iets doen, of gaan speel buite, of want ek's besig. En ek doen dit, en ek sê het, soos ek gesê het, ek gaan nie 'n prentjie paint van, I'm just this perfect person nie. Maar vanaand, al is ek moeg en ek wil eerder nou 'n lekker bad gaan vat, spring ek maar eerder gou 5 minute deur koue water, want die res van die in die huis het klaar al die warm water gebruik, daar's nie eers meer vir my oor nie. En dan is ek lekker eintlik vars. So die koue water is nie sleg nie, die koue water maak my vars sodat ek al extra 5 minute het en nie lomerig is nie. So mindset. Om by Daniel dan te gaan lê en sê, jy wou vanmiddag vir mamma iets gevra het, wat is dit? Want that's what counts. So maak daai tyd vir jou kinders. Soos Lenel, sy is 20, maar sy is dit gisteraan by my en vertel sy vir my die storie van Job. Ja? En sy sê, want sy is gediagnoseer met soos 'n allergie vir die son. Wat baie beperkings in haar lewe bring, want sy kan van baie dinge nie deel wees, omdat sy nie buite in die son kan wees nie. En dit sit haar ook op 'n baie eensame, uitgesluite omstandighede. En sy vertel vir my van Job, en sy sê, sy resonate so baie met die storie, waar Job alles gehad het. Hy het rykdom gehad, hy het sukses gehad, hy het geld, gesin, kinders, alles gehad. En die duiwel na Jesus toe gegaan het en gesê het, ek daag jy uit, hierdie man bid net en hy is net gelowig, omdat dit met hom goed gaan. Maar as dit nie met hom gaan goed gaan nie, gaan hy op jou draai. En die Here sê, hy sal nie, ek weet wie Job is, ek weet waarin is hy gegrond, hy sal nie. En die duiwel sê, shop, vat dit van hom weg, en hy verloor alles. Hy verloor sy gesondheid, hy verloor sy besittings, sy familie en alles. En dit was nie vir hom maklik nie. En my lippe hang aan hierdie kind wat hierdie storie vertel, en dis eintlik soos wat sy dit vertel, resonate ek so baie met dit, en ek ervaar dit ook, en ek sien ook hierdie, dit beteken nie, as dinge van jou weggaan, en as daar tekortkominge is, dat jy dan, want jy doen, die eerste persoon wat jy kwaadlik neem, is die Here, en jy question hom dadelik, oor hoekom hy dit toelaat, en al die goed, en Job het net in dit gestaan, en hy het dit by glo, en hy het net gesê, hierdie is nie van die Here af nie, daar moet 'n ander rede wees, ek gaan net vasstaan in sy geloof. Deur dit alles het die Here hom genees, en die Here het vir hom 10 keer meer teruggegee as wat hy gehad het en wat hy verloor het. En dit gaan net oor consistency and to stand in prayer and to stand in faith, en om net te weet wat nou gebeur is nie God se plan nie. Daar moet 'n ander way wees, daar is 'n ander rede en alles. En toe het sy net met my gepraat, en toe het ek sê nog eens vir, môre gaan ek toeslaan en niks sê om te sê nie, dan gaan ek net Job onthou. Nee! Maar, en dan terug na Daniel toe, as daar 'n mamma daar is, en 'n vrou is, wat met 'n uitdaging sit, as mense dit kan noem, want ek wil dit nie 'n probleem noem nie, want dit is nie 'n probleem nie, dit is 'n challenge. En dit is weer moeilik, en jy's op, en jy fight laat aande, en jy fight tantrums, want sulke kindertjies het gewoonlik, maar nie baie beheer oor hulle gemoed, en hoe kwaad hulle raak, en hoe frustreerd hulle raak, en wanneer hulle goed gooi, en optel en breek, en al sulke dingetjies nie. Hoe hanteer jy dit, wanneer dit moeilik gaan? Ek gaan sit in my kamer en huil. Dankie vir jou eerlikheid, nee regtig, dankie vir jou eerlikheid. Ek dink jy kon nie gekom het met hierdie perfekte antwoorde, maar jy het nog die hele gesprek, het jy nie een antwoord gegee van hierdie perfekte mens nie. Jy het nog die hele tyd reël, en dankie, want ek is moeg daarvoor. Ek dink, soos dit ons nou gepraat het oor socials, wat jy die hele tyd het sien, jy sien die hele tyd die perfekte antwoord, die regte ding. Jy sien, maar die mense vat net die regte roete. Maar jy gaan sit en jy gaan huil. Ek dink ek gaan, soos ek jou nou gesê het van die diamond paint, wanneer sy kwaad word van die boeties kom in haar kamer in, en sy gooi dit daar, 600 verskillende kleure, en nou wil sy môre die diamond paint klaar maak, maar dit lê daar. Dan gaan sit jy nou maar daar, en dan sê vir, okay,
of jy roep jou babietjie en sê vir hom wat hy begin uit te leer blou gee, soos, okay, kom ons soek al die geeles, en dan maak jy net van dit iets, jy kry nou maar al die boeties wat veroorsaak het dat dit hier lê en sê, right, kom ons kyk, wie kan eers 10 geel van hierdie klein diamantjies in die hele kamer, die een wat eers 10 kry 'n paaseier, jy pivot om dit, jy werk om dit, jy maak dit, in plaas van dit iets sleg moes wees wat gebeur het, skep jy 'n geleentheid om dit nou iets te maak wat tot voordeel is van hulle almal, en dan sit ons nou maar in die kamer en ons soek al die geel diamonds, en ons sit dit in 'n bakkie, en dan sê ons, okay, die swartes, en dan soek ons die swartes, en sit dit bymekaar, en jy vacuum nou maar dit dalk alles op, en dan gooi jy dit op die tafel uit, en dan soek jy nou maar daar in die aand een uit, en dan bring jy man vir jou 'n glas wyn, terwyl jy dit uitsoek, en hy help jou nou maar, soos mens tree op, en jy reageer maar tot die beste, jy kan dit nie wegvat nie, maar jy kan dit met die deal, en jy kan dit hanteer, en jy kan dit probeer fun maak, en lekker maak, en alles, en ja, as jy klaar is, en dan gaan jy in jou kamer in, jy trek die deur toe, en jy huil, en ek is geseën dat ek 'n man het wat my vashou, en ek huil, so ek huil nie alleen nie, en as jy 'n mamma is wat alleen huil, dis ook okay, want trane het superpower. Ek weet nie, partykeer het ek al gevoel, daar's nie 'n oplossing nie. En dan monster huil, jy weet daai. Ja, ek weet presies. Nee, dan kap jy hom nou maar. En ek dink as jy daar klaar nou gehuil het, en niemand gaan jou kom troos nie, niemand gaan verander nie, dan het mens net weer 'n nuwe perspektief. So, dis wat ek ook maar partykeer doen, as daar nie 'n antwoord of 'n oplossing of iets is nie. Dis jy lag net daaroor, maar party elke keer is huil my antwoord. En dis okay. Dit is, ek dink, vir my, wat nog nie 'n ma is nie, vir my wat nog nie getroud is vir my so lekker om hierdie te hoor. Ek dink, wat meeste van die mense, wat as hulle na jou kyk, sal dink, soos, sy het net alles agter mekaar, en sy weet net hoe om dit te doen, en sy het hierdie 7 kinders, en sy weet net presies wat om te doen. So is vir my lekker om te hoor, jy het nog nie alles uitgefigure nie. En dit is nie 'n belediging vir jou nie, dis eintlik net ek hou my hoed af vir jou, want jy is vrou genoeg om te sê, ek het dit nog nie alles uitgefigure nie, maar ek het die tools om dit te doen, en dit is ook, dit is ook okay. Om nie okay te wees nie, So ek wil vir jou dankie sê vir dit. Ek het nog 'n hele flippin agterste bladsy vol vrae, en ek kan nie by een van hulle uitkom nie, en ek dink ons gaan weer moet sit. Ek het so baie by jou geleer vandag. Ek wil vir jou ook net comment en vir jou sê, moet nooit op by jou storie deel nie. Ek dink, dalk het jy 'n nuwe boldness vandag ontdek in jouself, want jy het met soveel selfvertroue, met soveel confidence, het jy boldly jou storie gedeel, en ek dink hier is iets wat jy ligtelik moet opneem nie. Ek dink, jy kan hierdie storie vir enigiemand vertel, en ek hoop hierdie kom by die regte persoon uit. Ek hoop die regte mens hoor hierdie, en dat dit by hulle uitkom en wees so storie, ek kan enigiets doen, want die manier hoe jy positief gebly het deur dit alles, en sterk gestaan het, ek meen, nou kyk ek na my probleme, en dink ek, Jessie, like, ek kan dit doen, ek kan deur dit kom. So ek wil vir jou dankie sê, en dit was super special. En dan vir enige luisteraar daar buite wat dalk deur iets soortgelyk gaan, of dit deur 'n moeilike tyd gaan, ek wil vir jou sê dat jy is nie alleen nie, en daar's altyd hoop, en daar's altyd nog 'n dag. Dis nooit die einde nie, so staan op en vat enige flippin wankeltree, soos wat jy gestap het na jou dogtertjie toe daai dag in die hospitaal. Vat net 'n tree vorentoe. Maak nie saak hoe lelik dit is, hoe morsig dit is nie. Dis nooit die einde nie. So ja, Janine, baie dankie vandag, en ek is sien so uit om te sien hoe die res van jou journey gaan lyk.